Hallo maatjies, vandag lees ons 'n nuwe boekie en dit is Karen tel haar seëninge. Julle kort penne, potlode, uitveers en nuwe kosblikke, sê mamma. Sy maak 'n lysie van alles wat die kinders nodig het vir die skool wat volgende week begin. Gaan maak so lank reg. Ons gaan net na winkels toe. Ben is vanjaar in graad 3. Hy kan nie wag om na die lang vakansie weer al sy maatjies te sien nie. Karen gaan vir die eerste keer speelgroepie toe. Sy is baie opgewonde om nuwe maatjies te maak. Die kinders ry saam met mamma winkel toe. Die parkeerterrein wemel van motors en mense wat parkeerplek soek. Mamma ry 'n paar keer in die ronde, maar kry nêrens 'n plek om te parkeer nie. Daar's een, roep Karen en wys na 'n parkeerplek naby die winkel se ingang. Mamma ry nader, maar sien dit is 'n parkeerplek vir gestremde mense. Ons mag nie hier parkeer nie, sê Ben vir Karen. Sien jy die geel teken wat op die pad geverf is? Dit beteken net mense in rolstoele mag hier parkeer. Dis onregverdig, sê Karen vies. Hoekom moet ons so ver parkeer? Dis warm en ek wil nie so ver loop nie, kla sy. Mamma gaan parkeer op 'n ander plek. Hulle loop op die sypaadjie na die winkel toe. Karen loop kop onderste bo en sleep haar voete. Sy is glad nie gelukkig nie. Toe hulle by die winkel aankom, draai 'n wit bussie by die spesiale parkeerplek in. 'n Vrou klim uit en haal 'n rolstoel uit die kattebak. Dan maak sy die agtersitplek se deur oop en help 'n seun in sy rolstoel in. Hy ry tot op die sypaadjie en waai vir Ben en Karen. O, dis Andrei, sê Ben. Hy was laas jaar in my klas. Ben waai vir Andrei. Sien jou volgende week by die skool, roep hy. Karen kry skielik vreeslik skaam. Sy was kwaad omdat sy ver moes loop. Maar nou verstaan sy hoekom die parkeerplek naby die ingang is. Dit is sodat mense in rolstoele maklik in die winkel kan kom. Die parkering is ook groter as gewone parkerings om die rolstoel maklik in en uit die motor te laai. Mamma stoot die trolly tussen die rakke deur. Julle mag elkeen 'n nuwe kosblik en waterbottel kies, sê sy. Mag ek asseblief die bloues kry? Vra Ben. Karen kies 'n pink kosblik en 'n geel waterbottel. Andrei wil ook 'n nuwe kosblik hê, maar die rak is te hoog. Ben sien dit en loop nader. Kan ek vir jou 'n kosblik van die rak afhaal? Vra hy. Dit sal gaaf wees, dankie Ben, sê Andrei en glimlag. Karen staan stoepstil vir hom en kyk.
Sy voel sleg oor wat sy vroeër gesê het. Ek is baie gelukkig om te kan rondloop wanneer ek wil, dink sy. Ek sal probeer om nie weer so ondankbaar te wees nie. Ek dink ons het nou alles wat nodig is, sê mamma. Kom ons betaal. Ben pak die trolly uit. Hy sien hoe Andrei sy ma help om hulle inkopies in plastiek sakke te pak. Ben, Karen en mamma dra die inkopiesakke na die motor. Dit lyk nie of jy omgee om so ver terug te loop motor toe nie, Karen, sê mamma met 'n glimlag. Nee, mamma, sê Karen verleë. Ek sal nooit weer kla as ek vir mamma of pappa moet help nie. En ek sal nie weer vies raak as ek ver moet loop nie. Ek is jammer oor wat ek vroeër gesê het. Ben glimlag. Hy weet Karen het vandag 'n les geleer. Einde van die storie, maatjies. Ons lees volgende keer weer. En julle moet mooi bly en soet wees en lekker leer. Sien julle weer.